Genesis, hoofstuk 44. En Josef het die man in beheer van sy huishouding opdrag gegee en gesê, jy moet hulle sakke vol koring maak, tot oorlopends toe. Jy moet hulle geld ook weer terugsit in hulle sakke. Maar die silverbeker waaruit ek drink, moet jy saam met sy geld in die jongste se sak sit. Sit dit sommer heel bo in. Die dienaar het toe gedoen soos Josef hom beveel het. Vroeg die volgende oggend, net toe die son opkom, het die seuns van Jakob hulle donkies geneem en vertrek. Net toe hulle 'n entjie uit die stad was, het Josef aan die man in beheer van sy huishouding gesê, ek wil hê jy moet hulle agterna jaag en inhaal. Dan vra jy vir hulle, hoekom doen julle kwaad aan iemand wat net goed was vir julle? Kyk, julle het die silverbeker van my heer gesteel waaruit hy elke dag drink en wat hy gebruik om die toekoms mee te voorspel. Hy het hulle agterna gesit, ingehaal en die woorde van Josef aan hulle herhaal. Hulle het hom geantwoord, waar kom jy aan so iets? Nie een van ons sal ooit sulke dinge aan iemand anders doen nie. U weet tog self dat ons die geld wat ons in ons sakke gevind het, weer teruggebring het uit die land Kanaan. Waarom sou ons nou enige goud of silwer uit die Heer se huis neem? Deursoek ons sakke. As jy dit by ons vind, sal ons die slawe word, en die een by wie u dit vind, moet doodgemaak word. Hy het hulle geantwoord, reg so, laat dit wees soos julle sê. Die een by wie die beker gevind word, sal my slaaf wees. Die res kan voortgaan met hulle reis. Daarop het elkeen van hulle sy sak van die donkies afgehaal, dit op die grond neergesit en oopgemaak. Hy het toe die sakke deursoek, van die oudste af tot by die jongste, en die beker in Benjamin se sak gekry. Die broers het hulle klere geskeur, hulle sakke terug op die donkies gelaai en teruggedraai na die stad. Toe hulle daar aankom, was Josef steeds by sy huis. Toe val hulle voor hom op die grond neer. En Josef sê vir hulle, vir wat vang julle so iets aan? Weet julle dan nie dat iemand soos ek sulke dinge moet waarneem nie? En Juda antwoord toe, wat kan ons oor die saak aan my heer sê? Hoe verdedig ons onsself? Wat kan ons sê om onsself te regverdig? God het die sondes van die dienaars openbaar gemaak. Hier is ons as die slawe, ons en die jong man by wie die beker gevind is. Maar Josef antwoord hom, nee, ek is nie so onregverdig nie. Slegs die persoon by wie my beker gekry is my slaaf. Die res van julle is vry om terug te gaan na julle pa in Kanaan. Juda het na vore getree en gesê, kan ek asseblief persoonlik met u praat, my heer? Moet nie kwaad word vir my nie, want ek sien hier in dieselfde lig as die farao. Toe ons die eerste keer hier was, het my heer vir ons gevra, leef julle pa nog en het julle dalk 'n jonger broer? Ons het toe geantwoord, ons pa leef nog en ons jongste broer is by hom. Hy is vir ons pa gebore toe hy al oud was. Sy eie broer is nie meer met ons nie, en hy is die enigste kind wat oor is van sy ma. Ons pa is baie lief vir hom. Toe het hy aan ons gesê, julle moet hom hier na my toe bring. Ek wil hom sien. Ons het hy geantwoord, as die seun sy pa verlaat, sal sy pa sterf van verlange. Waarop hy gesê het, julle sal my nie weer sien as julle nie die seun saambring nie. Ons het toe teruggegaan na ons pa se huis en hom alles vertel wat hy gesê het. Hy het vir ons gesê, julle moet weer afgaan na Egipte en vir ons nog kos gaan koop. Toe sê ons vir hom, ons kan nie afgaan na Egipte sonder ons jongste broer by ons nie, want die man het uitdruklik gesê dat ons hom nie weer sal sien as ons nie ons jongste broer saambring nie. Daarop het ons pa geantwoord en gesê, my vrou het net 2 seuns vir my in die wêreld gebring. Die een word vermis, en ek het gesê dat hy deur 'n wilde dier verskeur is. Tot nou toe het ek hom nie weer gesien nie. As julle hierdie seun saam met julle neem en daar gebeur iets met hom langs die pad, sal ek op my ou dag van smart sterf. My heer, dit sal die einde van my pa, u dienaar, beteken as ek sonder die jong man by sy huis aankom. Hy is baie geheg aan die jong man. Wanneer hy sien dat die seun nie saam met ons is nie, sal hy sterf, en ons sal sien hoe hy van verdriet wegkwyn. Kyk, ek het borg gestaan vir die seun deur van my pa te sê, indien hy nie saam met my terugkom nie, sal ek die skuld daarvoor dra. Ek sal my heer se slaaf wees in die plek van die jong man, maar laat hy asseblief saam met sy broers optrek na my pa se huis. Ek kan nie sonder die seun teruggaan na my pa nie. Ek wil nie sien hoe hy van smart wegkwyn nie.